Goeiemôre broeders en susters. Wonderlike voorreg om vanoggend so saam te kan wees hier aan die begin van die Desember vakansie. Ons afkondigings vanoggend voor die erediens is enkele afkondigings. En die eerste is dat ons kollektes is vir die diens van barmhartigheid onder die diens. By die deure is dit vir kerklike tydskrifte. Volgende Sondag is dit vir evangelisering en die laaste Sondag 28 Desember sal dit vir die kerkkas by die deure wees. Dan ons hou ter approbasie as ouderling aan die gemeente voor broeder AC Botha. Die res van die afkondigings sal ons as die Here wil na die diens hanteer. Terwyl ons vir die ding wag, kom ons doen maar die res. Dit gaan nou spaar ons tyd, dan kan ry nou ontspan en ek weet hoe voel dit as jy daar sit en die ding gaan op in plaas van af en af in plaas van aan. Ons wil net onder meelewing ook wys oom Willie van der Merwe is die afgelope week weer in die hospitaal opgeneem. Ons vra ook voorbidding vir hom en vir suster Ina, hulle is ook in die proses om te verhuis. So ons kan almal dink wat so traumatiese ervaring dit vir hulle ook is in hierdie tyd. Dan ons afkondigings vir die verjaarsdae in Desember maand, hierdie week wat voorlê, wil ons in besonder vir almal wat verjaar die seën van die Here toebid, in besonder vir broer Dani van Aswegen. Dan die gelofte dag erediens. U sal almal ook die uitnodiging ontvang. Die Gereformeerde Kerk Kameeldrif nooi ons almal uit na die geloftefees. Dis die Leeufontein geloftefees en dit vind plaas by die Gereformeerde Kerk Kameeldrif en Dominee Cassie Oukamp sal ook daar voorgaan. So dis eerskomende Dinsdagoggend om 8:00 die geloftedag erediens. En dan die monument, by die Voortrekker monument, ek weet baie van ons lidmate woon dit ook by. U kan op hulle webtuiste gaan registreer vir daardie erediens want jy moet 'n toegang kry by die monument om dit by te woon. Dan die Kersdag erediens saam met die Gereformeerde Kerk Pretoria Aanlyn word deur Dr. Dominee Pieter Skirpershoek gelei hierdie jaar en daarom vind dit plaas by Gereformeerde Kerk Aanlyn sodat oom Hyp ook verlof kan kry vir Kersdag en ek self wat op verlof is dan. En dan vind dit om 8:00 die oggend plaas. So die tyd bly dieselfde, Kersdag om 8:00 by die Gereformeerde Kerk Aanlyn, daar in Bram Pretoria Straat. Dan herinnering aan die eredienstye. Onthou ons eredienste vir Desember begin gewoon 10:00. Behalwe die aanderedienstes wat saam met Kameeldrif plaasvind, skuif na 17:30 toe van vanaand af. En dan is dit ook sodat in Januarie, onthou die eerste Sondag in Januarie, dan ruil ons en Montana Poort ons eredienstye en dan sal ons eredienste om 8:00 die oggend begin en 6:15 die aand. Dit dan wat die afkondigings betref, die ander sal ek dan na die diens hanteer. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met die sing van Psalm 9. Ek sal van ganser harte, o Heer, u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Ons sing saam vers 1, 3 en vers 5.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan vanoggend na die wet van die Here luister uit Deuteronomium hoofstuk 5. Nadat ons daarna geluister het, gaan ons saam sing uit Psalm 112 vers 1 tot 3. Ek hou graag voor dat ons na die wet luister, eers vir u vers 1 voor, waarin daar staan: welsalig is die man wat God van harte vrees, welsalig hy wat in sy wet 'n welgevalle het. Dis hoekom ons ook vanoggend na die wet van die Here luister, want ons self het ook daarin 'n welgevalle. Ons self soek ook die goed vir ons lewe in dit wat die Here hierin vir ons sê. Deuteronomium 5 vers 5 staan daar: die Here het gesê. Wat het die Here gesê? Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons bly so sit en dan sing ons saam Psalm 112 se eerste 3 verse.
Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanoggend ook saam kan bely, saam kan sing, saam kan luister na u woord. En dis ons gebed dat hieruit ook sal voortvloei 'n dankbare gehoorsaamheid aan u, 'n diepe afhanklikheid van u, vertroue in u en liefde aan u. Maar ons bely dat uit onsself ons nie daartoe in staat is nie. Dis alleen deur ons Here Jesus Christus en sy verlossingswerk wat ons Vader kan noem. Dis alleen deur die werk van u Heilige Gees wat ons kan glo, wat ons kan gehoorsaam wees, wat ons kan hoop. Daarom wil ons vandag vir alles in ons lewens aan u die eer gee. En ons wil u dank vir soveel goeie gawes wat ons elke dag onverdiend uit u Vaderhand ontvang. Ons dank u vir gawes van gesondheid, van werk wat ons kan doen. Ons dank u vir die gawes in die natuur, van die wonderlike reën wat die afgelope maande ook oor ons uitgesak het. En juist daarom wil ons aan u troue Vader sorg ook opdra. Elkeen van ons eie broers en susters in hierdie gemeente en daar buite wat in nood verkeer. Wat siek is, wat hartseer is, wat swaar kry, wat bekommernisse het. Help ons om te besef dat u elkeen van ons ken, dat u elkeen van ons se nood ken en daarom ook 'n God is wat voorsien op u tyd en op u manier. Ons bid ook vir ons land. Ons weet ons gaan 'n vakansietyd binne. Ons vra dat u daarin ook vir elkeen van ons, maar ook vir die mense van ons land die wysheid sal gee om ook in hierdie tyd met verantwoordelikheid te kan optree. Verantwoording ook teenoor u. Maar ons weet dat ons lewe in 'n wêreld wat u nie ken nie en u nie wil ken nie. Daarom is dit ons gebed dat u ons ook sal verlos en beskerm van die bose. Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons dit alleen kan doen in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vanoggend broeders en susters in die boek Jesaja, die laaste hoofstuk, in besonder dan verse 12 tot 14 waar daar staan: so sê die Here, ek laat vrede na haar toe aankom soos 'n rivier. Ek laat die rykdom van die nasies na haar toe stroom. Julle sal aan haar drink, aan haar bors gedra word en op haar skoot getroetel word. Soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. Julle sal veilig voel in Jerusalem. Julle sal dit beleef en julle sal bly wees en julle sal nuwe lewe kry. Soos groen gras wat uitspruit, so sal die mag van die Here geopenbaar word aan sy dienaars en sal hy sy vyande straf. Kom ons luister dan eers broeders en susters na die voorafgaande gedeelte waar daar staan: so sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete. Hoe moet die huis dan wees wat julle vir my bou? Die plek waar ek kan woon? Ek het alles gemaak en so het alles ontstaan, sê die Here. Ek slaan ag op die mens in nood, op die een wat berou het oor sy sonde, wat ontzag het vir my woord. Die mense offer bulle, maar hulle maak ook mense dood as offers.
Hulle offer lammers, maar hulle breek ook honde se nekke as offers. Hulle bring graanoffers, maar ook offers van varkbloed. Hulle offer wierook, maar hulle prys ook afgode en hulle besluit om hulle eie kop te volg. Hulle is lief vir hulle afskuwelike afgodsdiens. Daarom besluit ek dat hulle gestraf moet word en bring ek verskrikking oor hulle. Toe ek geroep het, het niemand geantwoord nie. Toe ek gepraat het, het niemand geluister nie. Hulle het gedoen wat verkeerd is in my oë. Hulle het gekies vir wat my nie aanstaan nie. Hoor die woord van die Here. Julle wat ontzag het vir sy woord. Julle broers, deur wie julle gehaat word, deur wie julle verstoot word ter wille van my naam sê, laat die Here sy mag bewys, dat ons kan sien waarom julle so bly is. Maar hulle sal ontnigter word. Hoor die rumoer daar in die stad. Hoor daar in die tempel. Hoor hoe die Here sy vyande straf oor hulle dade. Bring 'n vrou 'n kind in die wêreld voordat sy geboortepyne het. Kry sy 'n kind voordat die pyne haar oorval. Wie het al so iets gehoor? Wie het al dit al gesien? Word 'n land op een dag gebore of word 'n nasie in een oomblik in die wêreld gebring? Maar Sion het skaars geboortepyne gekry of sy het haar kinders in die wêreld gebring. Sou ek die moederskoot laat oopgaan en nie 'n geboorte laat plaasvind nie, vra die Here? Of sou ek wat geboortes laat plaasvind die moederskoot toesluit? Vra jou God. Wees bly saam met Jerusalem en juig saam met haar, almal wat haar liefhet. Wees vrolik saam met haar, almal wat oor haar treur. Julle sal aan haar drink totdat julle genoeg het, totdat julle veilig voel. Julle sal drink van die oorvloed wat sy het en dit geniet. So sê die Here. Ek laat vrede na haar toe aankom, soos 'n rivier. Ek laat die rykdom van die nasies na haar toe stroom. Julle sal aan haar drink, aan haar bors gedra word en op haar skoot getroetel word, soos 'n moeder haar kind laat veilig voel. So laat ek julle veilig voel. Julle sal veilig voel in Jerusalem. Julle sal dit beleef. Julle sal bly wees. Julle sal nuwe lewe kry, soos groen gras wat uitspruit. So sal die mag van die Here geopenbaar word aan sy dienaars en sal hy sy vyande straf. Tot sover ons teksgedeelte. Kom ons antwoord eers daarop in lig van dit wat ons hier gehoor het, wat die Here ook self vir ons sê in Psalm 40, daarvan die 3de en die 4de vers, waarin ons dit so mooi sing, net om U wil te doen, soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganse harte soek. Ek bied U hart en hande, in wilgeofferhande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, dra ek U heilige wet. Kom ons staan en ons sing die 3de en 4de vers saam, waarna ons weer kan gaan sit.
Stap God regtig my lewenspad saam met my? Is God regtig betrokke by elke deel van my lewe? Lewe ek regtig elke oomblik voor God? As dit goed gaan, broeders en susters, met 'n mens, is dit baie maklik om te glo dat God jou lewenspad saam met jou loop. Dat God werklik betrokke is in jou lewe en dat God naby jou is. Maar wanneer dit swaar gaan, wonder 'n mens baie maklik of God jou nie dalk vergeet het nie. En om alles te vererger, is dit juis in sulke tye van jou lewe, swaar tye van jou lewe, wat die wêreld dan na jou toe gaan kom en jou gaan aanval. Dis amper asof die vraag van Jesaja 66 vers 5 in jou lewe dan weer klink. Laat die Here sy mag bewys, dat ons kan sien waarom jy so bly is. Ons hoor dit vandag by baie mense wat vir ons sal sê, maar hoekom? Hoekom doen jy dit? Hoekom glo jy? Hoekom gaan jy kerk toe? Wat help dit jou om te bid? Kyk, hoe lyk jou lewe? So weer klink die vraag van Jesaja se tyd in ons lewens ook. Laat die Here sy mag bewys, dat ons kan sien hoekom julle so bly is. Maar broers en susters, dis juis in hierdie tye van ons lewe waar dit vir ander mense en baie keer vir onsself ook mag voel of lyk asof ons sonder die vrede van God moet lewe, dat God self na ons toe kom met Jesaja 66 vers 13 en 14 en vir ons die versekering kom gee, julle sal veilig voel in Jerusalem, julle sal dit beleef, julle sal bly wees, julle sal nuwe lewe kry. En dan sê hy, so sal die mag van die Here geopenbaar word aan sy dienaars en sy vyande sal hy straf. Jy sien Here, die Here sal sy mag openbaar, sê hy. Maar kyk mooi hoe openbaar hy dit. Hy openbaar dit deur sy volk, deur dit wat hulle sê, vir hulle sê hulle gaan beleef. Julle sal veilig voel, julle sal bly wees, julle sal 'n nuwe lewe kry, sê hy vir ons. Daardeur sê hy, openbaar hy sy mag aan ons. En dan sê hy sal sy vyande straf. Maar dis die belangrike wat jy en ek moet raak sien. Sy volk sal vrede beleef. En dit, broers en susters, is die vraag wat ek vanoggend aan elkeen van u wil stel. Beleef ek die vrede van God? Beleef ek die vrede van God? Dis die selfondersoekvraag. Want hoor mooi, die mate waarin ek die vrede van God beleef, bepaal dan my reaksie op al die goeders wat met my en rondom my gebeur. En dit moet ons altyd onthou. Skyngodsdiens, sê die Here self, bring nie vrede nie. Nou wat is 'n skyngodsdiens? Die antwoord daarop vind ons in die boek Jesaja en in besonder in die agtergrond van die boek Jesaja. Nou wat bedoel ek met die agtergrond? As 'n mens gaan kyk na die mense vir wie dit oorspronklik geskryf het, wat het in hulle lewe gebeur? Nou dan sien 'n mens die boek Jesaja 3 dele. Maklik om te onthou. Die eerste gedeelte is hoofstukke 1 tot 39 wat vir ons vertel van omstandighede binne in Jerusalem voordat die volk in ballingskap weggeneem is. Voordat die stad verwoes is, voordat die tempel van Salomo afgebreek is. Nou dan sien 'n mens daar ook, as jy daai hoofstukke deurlees en jy hoor ook dit in hierdie hoofstuk, uiterlik was die mense baie godsdienstig.
Hulle het alles gedoen, hulle het offers gebring, maar dan staan daar ook, hulle het mense geoffer, hulle het honde geoffer, hulle het varkbloed geoffer, hulle het afgode vir hulle laat besluit. So hulle was baie godsdienstig, maar innerlik verrot. Daarom sê die Here, het hy sy volk in ballingskap laat wegvoer. En dan kry jy 'n tweede deel van die boek Jesaja, hoofstuk 40 tot 55, waar die omstandighede van die volk heeltemal dramaties verander het. Hulle is in ballingskap weggevoer. Jerusalem is afgebreek, die tempel is afgebreek. Maar sê Jesaja vir hulle daar in die vreemde, al bly julle in 'n vreemde land, bly julle die volk van God. Dit is belangrik, al bly julle in 'n vreemde land, julle bly die volk van God. En daarom maak hy God se verlossingsplan aan hulle bekend. En dan gee hy vir hulle God se belofte, hulle sal terugkeer na hulle eie land toe. Hulle sal weer in Jerusalem gaan bly. En dan die derde deel van die boek Jesaja, die laaste gedeelte, waarby ons vandag ook in die laaste hoofstuk stil staan. Hier ontmoet ons dan die groep wat teruggekeer het uit ballingskap uit. Maar hulle beleef geen hoogtepunt van bevryding nie, soos hulle dit verwag het nie. Van die oprigting van die tempel en die herstel van Jerusalem in die eerste paar jare na hulle uit ballingskap teruggekeer het, het eintlik niks gekom nie. Gaan lees gerus die boek Jesaja of Nehemia en Esra. Van die oprigting van die tempel, die herstel van Jerusalem na die ballingskap, het daar nie iets gekom nie. En dit terwyl, hoor mooi, die mense wat geglo het God sou Jerusalem weer oprig, deur die ander mense en die ander volke rondom hulle gespot is. Daarom vind ons in hierdie tyd dat die volk ook ongeërg begin raak het oor hulle godsdiens. Ja, hulle is steeds uitgelewer aan Persiese heerskappy. Hulle sien eintlik nie die nut daarvan om die Here getrou te bly dien nie. Hulle begeer die herstel van Jerusalem en die tempel, maar dit gebeur nie. En dis wat hulle gedink het, hulle godsdiens sin sou gee. Maar hulle het nooit raak gesien dat die Here eintlik iets groters deur hulle gaan vermag nie. Hulle sien nie in dat hulle lewe voor God nie bepaal word deur uiterlike godsdienstige handelinge nie, maar deur hulle volkome toewyding en afhanklikheid aan God. Sien die ballinge wat na Jerusalem teruggekeer het min hoop gehad vir die toekoms. En dis juis in hierdie tyd wat die Here dan hulle toe kom en vir hulle sê, die hemel is my troon, die aarde is die rusplek vir my voete. Hoe moet die huis dan wees wat julle vir my bou? Die plek waar ek kan woon? Ek het alles gemaak en so het alles ontstaan, sê die Here. Ek slaan ag op die mens in nood, die een wat berou het oor sy sonde, wat ontzag het vir my woord. Ja, die ballinge het hulle hoop gestel op die herstel van die tempel. Hulle godsdiens het om die tempel gedraai. Maar sien nie wat gebeur. Hulle verloor God uit die oog. Hulle verloor uit die oog wie God is, wat God gedoen het. En dit, broers en susters, is skyngodsdiens. Om die Here te vergeet, maar steeds voort te gaan met die dinge wat verband hou met sy diens. Om godsdienstige handelinge uit te voer, maar in jou hart is daar nie geloof nie. Geloof in die redding van God nie. En dan het jy eintlik net negatiewe antwoorde op die vrae van die wêreld. Hoekom glo jy? Ek weet nie. Hoekom gaan jy nog kerk toe? Dis 'n gewoonte, ek so groot gemaak. Wat help dit jou om te sit en te bid? Dan antwoord jy maar, ek weet nie. Want sonder geloof in God
word godsdienstige handelinge wat 'n mens uitvoer eintlik nutteloos. Dit bring vir jou geen vrede nie. Dit laat jou met vrae, maar gee jou nie antwoorde nie. Die vrede van God, broers en susters, is die vrug van 'n opregte godsdiens. Die vrede van God wat oor jou hart en oor jou gedagtes die wag hou, is waarop 'n ware geloof uitloop. Om dit te sê in die taal van Jesaja 66, dat 'n mens altyd veilig voel in die arms van jou Here. Hoe mooi beskryf Jesaja dit in vers 13. Hy sê, soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. Sien, geloof gaan oor 'n mens se kennis en oor jou vertroue. Hoe goed jy God ken en in watter mate jy jou geluk in die lewe by God vind. Dat 'n mens sal besef, sonder God is ek verlore. Sonder vrede, sonder antwoorde op al die vrae. Maar broers en susters, vir elkeen wat in opregtheid die Here dien, wat in die woorde van Jesaja ontzag het vir sy woord, sê die Here, is daar vrede. En vir die gelowiges wat dit besef, kry in die eerste plek die Bybel en ons eredienste dan 'n werklike betekenis. Watter betekenis? Die betekenis van troos. Dit skep by jou 'n gevoel van veiligheid. Ek's veilig in die arms van die Here. Hy sal vir my uitkoms bring. Dan kry jy eintlik die positiewe antwoord op al die vrae. Hoekom glo jy? Ek glo want ek weet wie my Here is. Ek's veilig in die arms van my Vader. Hoekom gaan jy nog kerk toe? Om my Here nog beter te leer ken, om sy wil vir my lewe beter te leer ken, sy beloftes beter te leer ken. En om elke keer van sy seënende hande oor my lewe, sy seënende teenwoordigheid in my lewe verseker te word en hom as sulks te verheerlik. Wat help dit jou om te bid? Dit help my om keer op keer my vertroue in hom te stel wat na my kyk. Dit help my om elke dag dankie te sê vir sy liefde, vir sy genade. En wat gebeur dan met my? Vir die gelowige sal die vrede van God dan, sê Jesaja, soos 'n rivier na hulle toe aankom. En ek hoop jy sien die beeld raak, die rivier wat na jou aankom, die rivier wat in vloed is wat na jou aankom, 'n watervloed wat jou oorweldig. Dis hoe mens die liefde van God, die uitwerking daarvan op jou lewe beskryf, as jy tot God in die geloof nader. Het u dit al beleef? Daardie gevoel van ek's veilig in die teenwoordigheid van die Here? Ek's veilig in die hande van my hemelse Vader? Is eintlik mooi die woord wat ons hier met veiligheid vertaal in die Bybel en veilig wees in Jesaja 66. Ou vertaling gebruik ook die woordjie troos. Maar dit gaan oor baie meer as net om veilig te voel of om getroos te wees dat jou trane afgedroog word. Dit gaan oor daardie belewenis wat iemand het wat benoudheid en spanning beleef. En dan word daardie benoudheid en spanning skielik weggeneem. Dink maar 'n bietjie aan iemand wat asemnood het, wat 'n asma-aanval kry of wat allergies is vir iets in hulle keel trek toe, hulle kan nie asem kry nie. Dis doodsangs wat jou aangryp. Daardie benoudheid. En dan die verligting wat die persoon kry, die oomblik as daar mediese hulp is. Dat hulle weer kan asem kry en nie meer bang hoef te wees, benoud hoef te wees vir die dood nie. Dit, broers en susters, is die veilig wees by die Here.
Dit is die troos wat die Here vir ons gee hier in Jesaja. Veiligheid by God, wat ons situasie heeltemal verander. En ek dink nie ek hoef vandag baie te sê daaroor nie. Presies hoe God dit doen nie. Ja, die dag toe Simeon daar in die tempel honderde jare later in Jerusalem staan met die babietjie in sy hande, met ons Here Jesus Christus self, het hy self gesê, dis die trooster na wie Israel verlang het. In ons Here Jesus Christus is die profesie van Jesaja 66 vervul. In hom tree die verlossing van God in volle in vervulling en deur hom word die Heilige Gees na ons toe gestuur om ons in al die seëninge van daardie verlossing te laat deel. Om ons ook die genade en die vrede en die liefde van God in sy volheid te laat ervaar. Daarom vanoggend se vraag: watter verskil maak my deel wees van die kerk van ons Here Jesus nog in my lewe? Beleef ek nog die vrede van God in my lewe? Onthou dit, as ons positief op hierdie vraag kan antwoord, dan sal ook hierdie erediens en elke erediens vir ons 'n versekering gee. Ons lewe altyd in die teenwoordigheid van God. Hy wat die hemel en die aarde geskaap het, hy wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons sit so en ons raak stil voor die Here. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil vanoggend aan U die eer gee, soos U self ook vir ons sê, die hemel is U troon, die aarde die rusplek vir U voete. U wat alles gemaak het, U wat alles in stand hou. Ons dankie dat U ons ook raak sien en altyd by ons is. Nie net wanneer dit goed gaan nie, maar selfs wanneer dit swaar gaan en die wêreld ons spot en vra, waar is julle God nou? Dank ons U dat ons mag weet, U is by ons. U slaan ag op ons in nood. U sien ons berou oor ons eie sonde raak. En U self gee ons ontzag vir U woord. Daarom is dit vanoggend ook ons gebed en dankbaarheid dat U vrede ook oor ons harte en ons gedagtes die wag sal hou. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid.
Kom ons staan en dan sing ons saam Psalm 134, vers 1, 2 en vers 4, wat ons baie goed ken. Laat Heer U seën op ons daal, U guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor ons gebied. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie broeders en susters, net die laaste afkondigings vir vanoggend. U sal sien ook hier in die nuusbrief die jaar wat verander en daarom 'n belangrike afkondiging vandag, hierdie een. Dit is volgende jaar wat ek in my hand hou. Nou u sal sien volgende jaar het al hierdie jaar begin eintlik en ek vra dat almal vir hulle een van hierdie jaarprogramme daar buite neem op pad huis toe, dan kan ons deur die nuwe jaar met 'n nuwe ywer begin. Net sê wat hierdie voorop is, dit is die Suster saamtrek. Nou, almal mans en vrouens se hulp word benodig vir die Suster saamtrek volgende jaar. Daar is al 'n klomp werk wat in die plek is daarvoor wat die susters al begin doen het. Maar dit vind plaas op Saterdag 7 Maart. Dit is volgende jaar, so dis oor 3 maande van nou af. En dis 'n groot funksie. Dit is 400 susters van oor die hele Gauteng of die hele Pretoria wat dit kom bywoon. En ons is die gasvrou gemeente. Ek kan nie sê die gasheer gemeente nie, maar die gasheere sal saamwerk. So ons vra asseblief dat ons dit in ons oor sal knoop. En juist daarom ook vra ons dat u sal gaan kyk. Die suster se afskopfunksie is ook hierop gerig en dan sal ons in Januarie ook 'n paar dae by die kerk ook moet saamwerk vir voorbereidings. So ons vra dat ons
dit asseblief 'n groot knoop in die oor maak vir 2026. So ernstig dat ons dit voor op die voorblad sit om almal daaraan te herinner. So gaan hang hierdie teen die yskas en dan hang mens hierdie ook op totdat dit verby is, dat ons almal onthou Suster Saamtrek volgende jaar is hier by ons. Dit dan wat ons afkondigings betref na die diens, die laaste ene, die susters, daar is nie vanoggend tee na die tyd nie. Dit sal weer in Januarie hervat. Die volgende 2 Sondae is daar ook nie tee nie. Dit net 'n herinnering. Dankie broeders en susters.